Goeiemiddag broeders en susters, welkom in die huis van gebed. My naam is Ben Arnold en ja, ek is opgewonde vanmiddag want ek sit en kyk na 'n storie en ek wonder toe waaroor kan 'n mens bietjie gesels. Ek is baie lief vir die Here, so ek praat altyd oor die liefde van God en lief God is werklikheid en alles om die woord van die Here. En ek dink, terwyl ek na die verhaal kyk, toe sien ek dat hoe belangrik is gebed werklik. Weet jy, gebed verander sake. Gebed bring herlewing. En is dit nie wat ons nodig het in ons land? Het ons nie werklik waar herlewing nodig in Suid-Afrika nie? Het ons nie die uitstorting van die Heilige Gees nodig in ons lewens? Het ons nie uitstorting van die Heilige Gees in ons kerk, in ons huis, in ons menswese nodig nie? Het ons nie nodig om net te sê, Here, ek surrender, Here, ek gee alles oor nie. Ek is moeg om te lewe net om my banke warm te sit in die kerk, Here. Ek is moeg om net te wonder waar kom môre se bord kos vandaan. En ja, partymal is dit maklik om te praat as ou nie weet nie. Maar partykeer is dit ook maklik om te praat as jy weet dat partykeer voorsien die Here net bo wat 'n mens ooit kan verwag, bo wat jy ooit kan dink, bo wat jy ooit besef. Maar dit hang van hier af hoe die seëning van die Here afkom. Weet, koop ons werklik tyd uit om by die Here uit te kom. Koop ons regtig tyd uit en sê, Here, hier's ek. Weet, ja, Karen, sy is al van vroegmôre af besig om te voel dat ek toch in die bed is, of ek nie uit is nie, want by my gaan dit, ek wil net met die Here praat, ek wil net vir die Here sê dankie. Dankie my Here, dat hy so goed is vir ons, en laat ons werklik waar die Heilige Gees van God in ons binneste het. Mense is so baie maal bekommerd en wonder, maar dit is eintlik goed as jy bekommerd en wonder is, want dan weet 'n mens dat jy is nog op die regte pad. Dis die skoot as jy nie meer bekommerd is nie. Is die tyd, as jy nie meer worry oor, is ek reg, is ek nie reg nie. Jy sien my broers en susters, daar is dit een weg en dit is jou ware weg. En solank die Heilige Gees in ons lewe, dan sal jy wonder of jy die dag reg geleef het. Here, het ek alles gedoen wat U van my verwag het. En as dit in 'n mens se hart is, dan kan 'n mens verseker weet dat jou pad is nog met die Here reg, want jou gees is binne in jou besig. En ja, daar is nie 'n groot en 'n klein sonde nie. Ek meen, 'n sonde is 'n sonde. Maar partymal sê 'n mens net 'n ding miskien deur die loop van die dag wat 'n mens nie regtig aan dink nie. En vanaand as jy in die woord is en ons praat oor die dinge van die Here, dan kan jy net voel as iets op jou wat jy net moet sê, sorry Here. Miskien het ek deur die loop van die dag iets gesê of iets gedoen wat ek nie moes gedoen het nie. En ja, dit kos 'n man om te erken dat as jy gefouteer het. Dit kos 'n man, dit vat. En om vir die Here te sê sorry, ek meen dis meer net as om vir 'n mens te sê jy is jammer, want om te dink die Here het alles vir ons gegee, uit sy volle lewe vir ons afgelewe. Hy het alles gegee op die kruis vir ons. Sy liggaam is deurboor vir ons. Daar's letterlik niks wat hulle aan die Here nie gedoen het nie, wat 'n mens aan 'n mens kan doen nie. Hulle het werklik waar alles aan hom gedoen. Al wat 'n mens weet dat dit die wil van God was, daar was nie een been in sy liggaam gebreek nie. Deur al sy martelinge en al sy struggles en goed wat hy gehad het om die kruis op Golgotha te kry, dan is dit net goddelik om te dink dat daai swaar kruis wat hy moes gedra het, hulle sê, daai kruis het omtrent geweeg wat 'n poeltafel vandag weeg. En dan kan ons vir onsself dink as daai kruis waar hy gestruikel en geval het en daai kruis is bo op hom, dat God ons so bewaar het dat daar nie 'n been in sy liggaam gebreek het nie.
want hy het die volmaakte prys betaal. Daar was nie 'n been in sy liggaam gebreek nie. En toe op die kruis was, het hy aan een aan myself gedink. En het gesê, Vader, ek het die volmaakte prys betaal. Daar is genade vir hulle, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir hulle wat hom gekruisig het. Vir hulle wat hom veroordeel het hy sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En my broers en susters, dan sê die woord ook, wagtelik salig is hulle wat my nie gesien het nie, maar tog steeds vir my lief is. En as mense op daai punt kom, laat die liefde van die Here net uit jou uitvloei. Dis jou hart is so vol van vreugde vir die Here, dankbaarheid teenoor hom. Om net vir die Here te sê dankie, dankie vir al die seëninge, dankie vir al die genesing, al die krag, al die heerlikheid wat in ons huis het, ons 2 bordjies op wat sê, ek en my huis en ons sal die Here dien. Want hierdie huis behoort aan God. En dan kom ons na God. Ons aanbid die Here omdat hy werklik waar God is, omdat hy nommer 1 in ons lewens is, omdat daar niemand soos die Here is nie. Ons kan nie ons dag begin sonder vir Here dankie te sê nie. Ons kan nie vanaand gaan slaap sonder vir Here dankie te sê nie. Wie jou hele lewe moet 'n oortuiging wees dat die Here lewe in jou. Ek dink dis wat die Here van ons verlang is. Dis wat dra ons uit in die wêreld? Dra ons werklik waar die Gees van God uit in die wêreld? Kan die mense werklik waar die Heilige Gees in ons lewens ervaar? Kan ons vriende sien dat ons is kinders van die Here? Kan die wêreld weet dat so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het? As na u en myself kyk. Want jy sien, ons is die instrument in die hande van die Here. Dis wat ons doen, wat die wêreld nader trek. Ek dink werklik waar dat dit geword vir herlewing in Suid-Afrika, nie net Suid-Afrika, maar ook in die wêreld. En herlewing begin by ons, nie by die kerkie. Dit begin by u en by my. Ons moet die Here begin aanroep en sê, Here, ons het u nou nodig, meer as ooit tevore. Want elke skoot as daar herlewing plaasgevind het, dan is dit mense wat hulle self geoffer het vir die Here. Elke oomblik, elke sekonde in hulle lewe, as hulle kon 'n tydjie afgeknyp het om vir die Here te sê dankie. Dankie my God vir u liefde en die genade en die barmhartigheid. En as jy voor die Here se voete lê en om so wat te smeek en sê, Here, dit kom my alles toe, al die vreugde en al die heerlikheid behoort aan u. Maar my God, ons het nodig dat u Gees sal uitstort in elkeen se hart. Dat as die môre in die huis van die Here kom, dat hy sal oorloop van die heerlikheid van God. En die salwing van God kan oordra aan mense. Weet jy, as u gesalf is deur die Heilige Gees en jy groet iemand met die hand, dan is dit 'n gesalfde hand wat daai een persoon groet en die salwing kan oorgedra word. Dis op die einde van die dag soos 'n ketting wat gelink is aan mekaar. En ons moet nie die ketting wees wat die link gebreek het nie. Ons moet daar wees om die link te wees. Ons moet daar wees om die skakel te wees met die volgende persoon. Ek onthou toe ons kinders was, het ons in 'n kring gestaan, dan het ons ou plaastelefone moes so gedraai. Kyk, daai ding het veel geruk as jy op die punt gelos het. Maar as jy in die middel gestaan het, dan het die krag deur jou gevloei heeltyd. En solank jy handig hou, kon jy daai krag hanteer het. Ek weet nie of jy dit ook gedoen het toe as kind was. Ek sit net daaraan en dink. Maar dis hoe die Heilige Gees werk. Solank as wat die krag van die Here deur ons draai, solank ons gekoppel is in die Heilige Gees, my broers en susters, dan word ons gelei met die krag van God. Want God is ons kragbron. Dis waar ons krag vandaan kom, deur die Heilige Gees, en ons kan die krag van die Heilige Gees weer uitdra aan ons broers en ons susters. En so dra ons die krag van God uit op hierdie aarde. Maar op tydmal lyk dit so of 'n mens te skaam is of die wêreld te sê dat jy is 'n kind van die Here. Ek dink dit is 'n voorreg en 'n eer om 'n kind van God te wees, as om 'n kind van hierdie wêreld te wees. Ek sê eerder met vrymoedigheid dat ek as 'n kind van die Here, duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus aan die houtkruis, waar die Here die prys van my
verlossing en u verlossing betaal het. Het jy al ooit gedink dat u is nie te sleg vir die Here nie? Daar's niemand op hierdie wêreld te sleg vir God. God het nog niemand weggestoot nie. God is lief vir elke siel op hierdie aarde, maar nie vir die sondes wat ons doen nie. Die hel is nie vir mense geskape nie, maar ons vat onsself na die hel toe. Maar dan wil ons God blameer, ons wil sê, ja, die Here stuur my hel toe. Nee, my boetie en sussie, ons stuur onsself hel toe. Daar's 'n prys wat betaal is om ons weg te hou van die hel af. Om saam met die Here in sy heerlikheid eendag te kan sit of om te sê, dankie Heer. Dankie vir die prys wat u betaal het. Dankie my God dat ek nou u kan sien. Dankie Here. My gebed is dit, broers en susters, kom ons eer die Here en kom ons wil van prys op wat God is groot. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die kruis, my God. Dankie vir Golgotha. Dankie Here dat u volmaakte prys betaal het vir ons lewens. Dankie Here vir die graf, maar bo dit alles vir die leë graf, Here. En dankie my God dat ons weet, Here, u sit aan die regterhand van God die Vader. En vir die Heilige Gees wat u gestuur het om in ons lewens te kom, te manifesteer en die krag te gee. En Here, baie dankie dat ons u kan aanbid in krag en in waarheid. Want Here, daar is krag in 'n gebed wat uit die hart van 'n kind van God uitkom. En Here, mag u werklik waar die Gees op ons lewens uitgiet. Maar mag die Heilige Gees oor ons uitreën, oor ons uitstort, my God. Mag dit waai soos die wind met die dag van Pinkster. Here, mag dit ook 4 tonge op ons hoof hang. En Here, mag ons gevul word met die krag van die Heilige Gees. Here, ons loof en prys en ons eer u in die naam van Jesus Christus. Amen. My broers en susters, vrede vir u en blessings oor die huis en die huisgesin en oor die familie. As daar siekte is, spreek ek genesing in die naam van Jesus Christus oor die uit. En onthou net, daar is nie een probleem te groot vir die Here nie. Jy moet dit net by die voete van die Here lê. Amen en amen. Shalom.